Kom ons neem ons Bybels en dan blaai ons vanoggend saam in die woord van die Here na die laaste boodskap gedeelte in Josua in ons boodskapreeks. En vanoggend net hierdie een kernteks, hierdie een kerngedeelte. Ek glo en vertrou daai PowerPoint sal reg wees. Partykeer as ons dit oorskakel na 'n ander Windows toe, dan gooi hy hom uit, maar dit lyk goed. Daar's hy. Josua 24 vers 15, net hierdie kerntekst gedeelte. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons hier. Josua is aan die woord. Josua het gevorder in sy jare. Die volk het die beloofde land in besit geneem en dan kry die volk bymekaar. Julle almal ken die verhaal. En dit is die laaste woorde van Josua aan die volk. En dan sê hy hierdie woorde, die kern van hierdie hoofstuk. Hy sê, maar, as dit verkeerd is, in julle oë, om die Here te dien, kies dan vir julle vandag, wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. En dan hierdie verklaring, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou, liewe gemeente, voordat ek met jou gesels vanmôre oor die titel, nie in besit, dalk net so hier en daar kortliks 'n terugblik oor die geestelike reis waarop ons in 2026, waarop ons is. En julle sal onthou dat, wel, ons jaartema is natuurlik die jaar van groei. En verlede week of 2 weke terug het ek met julle 'n bietjie gesels in die hand van die teks oor die gedagte dat die Here wil sien dat ons groei. Dat groei 'n Bybelse beginsel is, 'n koninkryksbeginsel, en dat ons dit vind reg deur die bladsye van die Bybel. En die rede waarom die Here wil hê ons moet groei, is sodat ons erfdeel in besit kan neem. Kan ek 'n amen kry vanmôre? Ja. Die Here wil hê dat ons die erfdeel, die beloftes wat hy vir ons lewe instoor het, wat ons deel geword het in Christus, dat ons dit nie net sal ontvang nie, maar dat ons in staat sal wees om dit te kan dra, en dat ons ook in die volheid daarvan sal kan leef, dat ons dit sal behou. En ons het gesien dat God ons nie net neem sommer van een sprong van belofte na in besit neem nie, maar dat hy ons deur fases vat en 3 fases geïdentifiseer, die fase van belofte, dan is daar die vormingsfase in ons lewens, wat 'n baie groot fase is, en dan uiteindelik die fase van in besit neem. En in Josua 1 vers 3 hoor ons die Here vir Israel sê, hy gee belofte, en ook vanmôre dieselfde belofte aan jou en aan my. Hy sê, elke voet waar julle voetsool op sal trap, dit sal ek aan julle gee. So die belofte was daar, en die belofte is steeds daar. 2000 jaar later, na die kruis, sê Paulus steeds, ek die woorde, in hom, in Christus Jesus, is elke belofte van God se woord, ja en amen. Dis ook die hart van die Here, dat ons in hierdie beloftes sal leef en sal wandel. Natuurlik is sommige van die beloftes eiesoortig in konteks, sommige beloftes is onvoorwaardelik, ander weer is voorwaardelik. Maar die Here wil nie net die belofte aan ons voorhou nie, maar hy wil hê dat ons in die belofte met intree. En ons sien in Israel, die geskiedenis van Israel en in die verhaal, dat Israel nie die belofte in besit kon neem, alvorens hulle nie in geloof besluit het om in te tree nie. En dit was eers toe hulle daai besluit neem, wat die waters van die Jordaanrivier geskei het. En ons het gesels daaroor en gesê, dit help nie net ons hoor die belofte, ons ken die woord, maar ons kom nie ook by 'n plek waar ons beweeg nie. Ons moet in die geloof begin beweeg. Dan het ons verlede week het ons gesien dat die in besit neem van die beloftes ook met teenstand gepaard gaan. Ons moet besef dat as ons wil groei, ons lewens, dalk 'n belofte wat die Here vir jou gegee het, in die begin van die jaar, dalk in jou tye, in die oggende, wanneer jy tyd met die Here spandeer, die Here aan jou dinge geopenbaar, moet jy maar weet, dat aan die ander kant van die Jordaan,
is die eerste ding wat jy gaan teekom, is die mure van Jerigo. Daar's altyd mure om deur te breek. En sommige van daai mure is buite, is uiterlik omstandighede, dinge wat in ons wêreld gebeur buite ons beheer, maar meeste van die tyd is die mure wat ek en jy moet deurbreek, is innerlike mure. Is daai emosionele mure in onsself, die stemme wat fluister, jy is nie goed genoeg nie, lae selfbeeld, vrees, skuldgevoelens, trauma waarmee jy worstel, jou hele lewe lang verwerping, innerlike mure wat ons moet deurbreek. En as ons nie daar deurbreek nie, gaan die beloftes van die Here se woord, gaan dit ons altyd ontwyk. En net soos Israel nie die mure van Jerigo kon deurbreek met menslike krag en geweld nie, maar met die hulp van die Here moet ons ook besef dat daar sekere dinge wat ons kan doen uit menslike krag, maar daar is ander dinge, en veral wanneer dit kom by die beloftes, die geestelike beloftes van die woord, wat ons nie op ons eie kan doen nie. Ons kan harder probeer, ons kan groter selfdissipline aan die dag lê, ons kan die vrug van die gees probeer naboots deur inspanning, maar uiteindelik, sê Paulus vir ons baie duidelik, is daar die oorwinning en die grondgebied wat God vir ons in lewe instoor het in sy koninkryk, kan alleenlik kom wanneer ons in vertroue op die Here leef, en wanneer ons besef, ons is in 'n geestelike stryd gewikkeld, en dat ons moet veg met die wapens van ons stryd. Die wapens van ons stryd, sê Paulus, is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En verlede week nie eers tyd gehad om oor veel te praat nie, ek het gesê ek gaan oor 3 praat, en ek moes die laaste ene wat lofprysing was in die slot inwerk, maar daar is soveel wapens, geestelike wapens wat die Here vir ons gee. Maar dan vanoggend sien ons in die verhaal dat alhoewel die mure van Jerigo weliswaar die grootste muur was in Israel se lewe, dit weliswaar nie die laaste muur sou wees, en ook nie die laaste geveg wat hulle sou moes veg nie. En die res van die verhaal, as ons gaan kyk in Josua 10 tot 12, Josua 11 tot 23, gaan lees maar daai hoofstukke, sal jy agterkom dat na Jerigo was daar talle gevegte wat hulle weer moes veg. Daar was talle oorwinnings wat die volk weer moes behaal het. En dat net soos in die geval van Jerigo, was die oorwinnings nie outomaties nie. Die in besit neem van die beloftes van die woord is daar, is potensiaal vir ons daar. Dis in Christus ja en amen, maar dit gebeur nie outomaties nie. Ek en jy moet leer om saam met die Heilige Gees te werk. Ek en jy moet leer om onsself te onderwerp aan die woord van God. En daarom sien ons in die verhaal in die eerste plek dat vir Israel om te groei en die grondgebied wat God vir hulle in sy droom gehad het, om dit in besit te neem, het vereis dat hulle voortdurend in gehoorsaamheid moes loop aan die stem van die Here. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan maar sommer weet, hierdie jaar, wat ook al voorlê, onthou altyd, elke geveg in ons lewens vra nuwe gehoorsaamheid. Elke geveg wat ek en jy instap in hierdie lewe, vra nuwe instruksie. Elke uitdaging wat ek en jy in die oog staar, maak nie saak waar dit is en wat die konteks is nie, vra 'n vars afhanklikheid van die Here. En daarom sê die skrif vir ons in Josua 11:23, so het Josua die hele land ingeneem, maar hoor wat was die kwalifisering? Volgens alles wat die Here vir Moses beveel het. En daarom is groei nie moontlik sonder gehoorsaamheid nie. En sonder gehoorsaamheid kan ek en jy nooit die beloftes van die Here in besit neem nie. So die sleutel tot groei is gehoorsaamheid. En ek wil vanmôre, ek sê dit nie ligtelik nie, want die totale strekking van die skrif dui daarop, dis 'n koninkryksbeginsel. Dis 'n patroon wat ons reg hierdie skrif kry, en ons lees daar in Hebreërs 3:18-19, ons spring na die Nuwe Testament toe, waar die skrywer van die boek Hebreërs juist teruggryp na hierdie einste gedeelte in Israel se geskiedenis, en dan sê hy, en aan wie het hy, God, gesweer dat hulle in sy rus nie sou ingaan nie, anders as aan die wat ongehoorsaam was. Dis die vraag wat hy vra.
Hy sê, so sien ons dan, dat hulle nie kon ingaan, weens hulle ongehoorsaamheid nie. Nuwe Testament. Die kruis het die behoefte vir ons as kind van God, na gehoorsaamheid, nie laat verval nie. Dis 'n deurlopende tema, God seën en beloon nog steeds sy kinders, wanneer hulle in gehoorsaamheid leef, en wanneer hulle in afhanklikheid van die Here leef, nê. En as ek dit kan deurtrek, en sommer na 'n eenvoudige illustrasie toe, van 'n dokter, nou, ons almal weet dat, kom ons gebruik 'n voorbeeld, ons het nou 'n situasie van iemand wat diabetes, of kom ons sê, iemand wat sukkel met hoë bloeddruk. Nou, die dokter doen sy werk, maar jy moet maar net vir my so maak, as jy dink ek is verkeerd, maar die dokter maak die diagnose, hy skryf die regte medikasie voor. Die dokter gee duidelike instruksies, nê, maar let op wat die dokter nie doen nie. Die dokter neem nie die pil namens jou nie. Is dit so? Hy kom nie elke oggend huis toe en kom kyk of jy die pil gedrink het nie. Hy verander ook nie die voorskrif of die plan net omdat jy moeg geraak het of jy lewensomstandighede beleef nie. Nee, die dokter sê, neem hierdie medikasie elke dag, verander jou dieet, begin stap, nie net een keer nie, maar elke dag. Nou, ek en jy kan die voorskrif vat, ons kan hom lees, ons kan hom raam, ons kan hom teen die yskas vasplak, ons kan hom met ander deel, ons kan dit selfs hardop claim, nee, ons kan dit proclaim. Maar, hier is die sleutel, as ek en jy nie doen wat die dokter gesê het ons moet doen nie, gaan niks gebeur nie. Die probleem, broers en susters, is nie die krag van die medikasie nie. Die probleem is nie die wysheid van die dokter nie. Die probleem is die ongehoorsaamheid van die pasiënt aan die proses. En hier is die sleutel vir môre. Groei in ons lewens kom nie deur een groot pil nie, maar deur baie klein getroue dosisse oor tyd heen in ons lewens. En baie mense, baie Christene vandag, my gewaarwording, is op soek na die ene groot pil. As ek net die groot pil kan ontdek, as die regte ou net die hande op my kom lê, as ek net die regte formule vind, die regte verklaring maak, nee, dan gaan alles verander in my lewe. Dan gaan ek van babaskoene na volwasse Christen beweeg, dan gaan ek van geen groei na oorvloedige vrug beweeg. Nee, dis nie hoe God werk nie, die ganse skrif openbaar dit aan ons. Nee, dat my dink aan die verhaal in die Bybel in 2 Konings 5 vers 1 tot 14 van Naaman die Arameer, die leerowerste van Aram, hy het melaats geword, en hy hoor toe van 'n profeet in Israel, en hy besluit toe dat hy hierdie profeet Elisa wil ontbied na sy huis toe om vir hom te kom bid. En toe die profeet daar kom, stop hy voor die huis op sy perd, en Naaman stuur een van sy diensknegte uit om te kom hoor wat gaan die prosedure wees. En later in die skrif lees ons dat Naaman met die verwagting, en hy bely later om te sê dat hy het gedink dat die profeet gaan kom en daar vir hom kom bid met een of ander dramatiese ding. Die hande op hom lê, een of ander groot kragtige geloofsuitspraak maak en sy melaatsheid gaan wegwees. Maar die Here kies om anders te werk en openbaar aan ons 'n patroon wat ons later ook in die Nuwe Testament kry. Die Here sê vir hom, nee, gaan sê jy vir Naaman dat hy moet Jordaanrivier toe gaan, en dan moet hy homself 7 maal in die Jordaanrivier gaan doop. Hy moet homself gaan onderdompel in die Jordaan. En alleenlik as hy homself 7 maal in die Jordaan gaan onderdompel het, sal sy melaatsheid sal dit weggaan. En uiteindelik, na groot protestering
is Naaman daar weg en hy het homself daar in die breinwater van die Jordaanrivier gaan doop. En hy sê uiteindelik het hy gesond geword. Hy moes gehoorsaam, hy moes leer om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. En 7 maal 7 in die Bybel, die volmaakte getal spreek van daai volmaakte gehoorsaamheid, dat ons in die kleine wat God sê, dag tot dag gehoorsaam moet wees. Daar is nie een groot pil nie, en daarby sê ek nie dat God nie wonderwerke doen nie, hy doen dit. Somstyds verlos die Here mense oombliklik. Somstyds breek die Here op 'n bonatuurlike manier deur, maar die meeste van die tyd is die Here se werk in ons lewens 'n stadige proses, nie noodwendig revolusionêr nie, maar evolusionêr. Hy werk deur klein stappies van gehoorsaamheid, om ons uiteindelik by die plek te bring waar hy ons graag wil hê. So, ek wil dit weer sê vanmôre, onthou, elke geveg in Israel se pad en ook in ons lewens, gaan nuwe gehoorsaamheid van ons vra, gaan nuwe instruksies hê en 'n vars afhanklikheid van ons vereis. En daarom moet ons nie probeer om die werk van God in ons lewens te shortcut nie. Jy weet, iemand het by geleentheid gesê, Beverly Sills het gesê, there are no shortcut to any place worth going. As ons werklik wil kom waar die Here ons wil hê, gaan ons in gehoorsaamheid dit leef. Iemand anders het dit gesê, what you bypass in the process, you will pay for in the outcome. En so vanoggend in die heel eerste plek, is dit wat die Here vir ons kom sê as 'n gemeente. Hy wil hê dat ons moet groei hierdie jaar, maar dat ons in gehoorsaamheid moet leef aan dit wat die Here vir ons gesê het. Nou so vinnig iets uit my eie lewe uit, en elkeen van ons se journey lyk anderster. Ek het vanmôre weer my klip gebring. Kan ek net sien, het iemand hulle klip saamgebring vanmôre? Asseblief sê vir my, iemand het hom gebring. Niemand nie, het iemand. Philip, jy's my gunsteling lidmaat. Kom ons gee vir daai man 'n hande klap. Dankie daarvoor. Right, so in hierdie week gaan sit ek een oggend saam met die Here en ek begin met die Here te praat en ek het al sommer klaar my dag bekoop, en wat ek nou doen in hierdie fase van 21 dae van vas en gebed, ek gaan sit by die Here. Ek het nou vir julle vertel, ek trek die stoel uit en dan sê ek vir Jesus hy kan sit, en ek praat met hom soos 'n fisiese persoon wat saam met my is, en dan vra ek Jesus vra. En ek het agtergekom, hoe meer ek vra, hoe meer is Jesus gretig om te antwoord. Maar ek moet luister in my gees, want dit val hier diep in my gees, in my verbeelding, in gedagtes wat skielik by my opkom, beelde. En dan moet ek dit neerskryf wat die Here vir my gee. En terwyl ek sit en dinge vra, toe sê die Here, en ek het sommer daar ingeval, want kom ons met 'n vooropgestelde idee na enige iets toe. En die volgende oomblik toe sê die Here vir my, hoor hierso, ek wil nie ons moet aangaan vanmôre, voordat jy nie teruggegaan het na al die bladsytjies en die gesprekkies wat ons gevoer het van die begin van die jaar af nie. Hy sê, want ek weet hoe werk julle, ons is baie gou om goed te vergeet. En daar's kritieke dinge wat die Here met my gedeel het en vir my gesê het, rondom my eie lewe, mure wat ek moet deurbreek, dinge wat hy nie wil hê ek moet doen nie, goed wat hy wil hê ek moet aflê. En dis meer baie persoonlik. En hy sê ek wil jou gou terugvat na hom toe en ek wil jou herinner aan alles wat ek vir jou gesê het in die begin van die jaar. Want as ek dit nie doen nie, loop ek die risiko dat ek gaan vorentoe gaan sonder om in gehoorsaamheid te loop aan die goed wat die Here reeds vir my gesê het. En baie keer is ons so. Ons wil so vinnig beweeg deur die lewe en soms ook op ons geloofsreis dat ons vergeet wat die Here vir ons gesê het. En dat ons die dinge wat die Here vir ons gesê het, dat ons daai aansluitings mis en dit nie deurwerk in ons lewens nie. En raai wat, as ons nie deur daai vraestel gewerk het nie, as ons nie deur daai spasie gewerk het van waar die Here eers wil hê ons moet deurbreek nie en ons beweeg aan, dan ongelukkig dryp ons die toets later en dan moet ons weer terugkom en ons moet die vraestel weer oorskryf. En ek weet nie van julle nie, maar is nie lekker om toetse 2 keer te skryf nie. Waar is die studente? Maar julle weet waaroor gaan dit. En ek glo die Here werk so met ons as mens. Want die Here is meer geïnteresseerd in jou en my karakter as in jou gemak. Hy's meer geïnteresseerd in jou karakter, in die vorming van die beeld van Christus in jou as jou sukses.
Inteendeel, dis die maatstaf vir ware sukses, is die mate waartoe ons toelaat dat God ons karakter vorm deur sy gees en deur sy woord, want uiteindelik dui alle groei daarop dat ons meer en meer gelykvormig moet word aan die beeld van Christus. En dis 'n journey. Het gebeur nie oornag nie. Op daai journey is daar baie struikel en val, maar dis waar die Here ons wil kry. So dis die eerste punt, gehoorsaamheid. Sonder gehoorsaamheid gaan ons die belofte nie in besit neem nie. Dan die tweede vanmôre. Wat baie keer gebeur in ons lewens is dat wanneer ons oorwinnings beleef, is die vyand nie gelukkig nie en daarom moet ons juis waaksaam wees in tye van oorwinning. Want dit gebeur dikwels dat 'n mens wanneer jy deurbreek, dat jy so 'n bietjie van jou waaksaamheid verloor. Nou dink mooi oor die stelling wat ek maak. Alright, waaksaamheid as 'n mens in 'n krisis is. En jy het nie antwoorde nie. Jy weet nie hoe gaan jy hierdie ding uitfigure nie. Iets het gebeur in jou huis, iets het gebeur in die huwelik, iets het gebeur in die finansies en skielik staan jy met jou rug teen die muur. Ek weet nie van jou nie, maar in daai tye van my lewe is ek diep afhanklik van die Here en my geestelike waaksaamheid is erg gefokus. Dis amper asof my geestelike antenne, hy's aan, want ek is desperaat en ek het die Here se hulp nodig nou hier. Maar wanneer dit met my goed gaan en wanneer ek die deurbraak gekry het in daai betrokke area van my lewe, is dit dikwels so dat ons waaksaamheid verslap. Wanneer die mure geval het, wanneer dinge begin regkom, wanneer God skielik deurbraak gegee het, dan gebeur daar iets subtiels in ons harte as mens. En dis menslike sielkunde. En ons sê vir onsself, subconsciously, ek het dit nou, ek het dit, die ergste is verby en ag man, ek kan nou 'n bietjie ontspan. Is dit nie so nie? En is presies hier, luister mooi vanmôre, waar die vyand kan inkom, en hy kom meestal baie subtiel in, en dit is deur kompromie. Die oomblik wat ek en jy gemaklik raak, die oomblik wat ons deurbreek, die oomblik wat ons sukses beleef in 'n mate, dan is die vyand dadelik daar. Die vyand kom nooit met iets ooglopends na ons toe nie. Hy gaan nooit met iets ooglopends kom nie, want ons gaan dit eien. Ons gaan dadelik sê, maar ons gaan nie hierdie ding doen nie, want dit is ooglopend verkeerd. Maar hy kom in ons lewens in op klein maniertjies deur kompromie, nê? Toe die geveg in die huwelik op sy ergste was, het man en vrou duidelike grense gestel om hulle huwelik te beskerm, en die deurbraak het gekom. Maar toe dinge beter gaan en die konflik bedaar en die vrede keer terug, het hulle begin om die grense te verslap. Hulle bid nie meer gereeld saam nie. Date night maak plek vir die pelle. Die klip van accountability is in die laai gesit en kommunikasie tussen man en vrou vind nie meer plaas nie. En dit was net so in Israel se lewe gewees, nie? Direk na die val van Jerigo. 'n Bo-natuurlike oorwinning. Maar nie lank daarna nie lees ons in Josua 9 vers 14. Die skrif sê, maar hulle het die Here nie geraadpleeg nie. Skielik van 'n volk wat in afhanklikheid geloop het, presies gedoen het wat die Here sê, 'n paar hoofstukke later, maar hulle die Here nie geraadpleeg nie. En let wel, daar was nie ooglopend sonde in die volk se lewe gewees nie. Hulle was nie in rebellie nie. Hulle was net nie meer so afhanklik nie. En dis 'n saak wat ek en jy moet uitmaak van onsself, want elkeen van ons weet presies waar ons staan in terme van ons afhanklikheid van God. En wanneer ons harte draai en wanneer dit skuif van 'n plek van afhanklikheid na selfvertroue, sien ons die gevolge in Israel se lewe, en dis ewe van toepassing op ons. 'n Verbond word gesluit met 'n vreemde volk wat God nie beveel het nie. Langtermyn gevolge en 'n kompromie wat hulle mee moes saamleef in hulle lewe. En as jy gedink het dat dit net in die Bybelse tyd gebeur het en ek dit miskien uit my duim uitsuig, daar's baie navorsing wat dit staaf uit die sielkunde uit. Ek is baie lief vir die sielkunde, want die woord sê ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewering. Ek het agtergekom die groot probleem lê nie in ons gees nie. Want ons gees word gewederbaar by wedergeboorte.
En daar kan niks, jou gees is volmaak. Die probleem lê in ons sielsdimensie. Die probleem lê in my emosionele wêreld, die probleem lê in my gedagte wêreld. En ek sou kan praat van risk compensation, waar ons skielik van alert mode na comfort mode beweeg. Ek gaan nou nie baie oor dit sê nie, maar waar 'n mens begin veilig voel en jy onbewuslik groter besluite begin neem en ons meer dinge waag na sukses. Leiers wat val na groei. Bestuurders wat vinniger ry wanneer hulle veiliger voel, Potholes, as jy potholes in die pad het, dan ry jy stadig. En die musiek moet af, want ons moet konsentreer op die pad, maar as jy op die highway is en die musiek speel, dan vat jy risiko's. Sjoe, gaan jy verby die karre. Is te lekker, Dis daai risk factor, wanneer dit met my goed gaan, dan is ek geneig om meer risiko te vat. Ek het 'n paar rand gemaak op die stock exchange. Nog ene. En nou skielik, man, ek's on roll hierso, man. En die volgende ene, en dan buite jou. Dan verloor jy alles en nog meer as wat jy gehad het. Kompromie. Die vyand kom nie na ons lewens toe met groot goed, hy kom in die klein dinge. Daarom sê Jesus, pas op vir die suurdeeg. Want as ek 'n klein deurtjie oopmaak in my lewe, nie met wysheid en onderskeiding leef nie, sit ek naderhand met 'n groot probleem. Dan is dit nie net meer die kameel wat in die tent inloer, in die storm in die woestyn nie, maar later sit die kameel in die tent en jy sit buite in die storm. En dis die progressiewe aard van sonde, en dis hoe die vyand met ons wil werk. En hierdie jaar, broers en susters, bid ek dat die Here jou gaan help. Dat die sonde wat voor die deur lê en loer volgens Genesis 4 vers 7, dat jy in jou tye saam met die Here jou waaksaamheid sal verskerp en dat jy naby aan God sal leef, want in hierdie gebroke wêreld is daar ooit 'n tyd was wat die kinders van God waaksaam moet leef en wys moet leef, is dit nou. En dan die laaste punt. Israel het deurgebreek, eindelaas het die oorlog tot rus gekom. Maar luister hier vanmôre, hier is 'n sleutel en ek wil met mooi luister hierna. Het kom uit Josua 13 tot hoofstuk 21. Die oorlog het tot einde gekom, maar nie die roeping van God nie. En wanneer ek en jy deurbreek na 'n volgende vlak van groei in ons lewens, dan neem God ons nie net uit die stryd uit nie. Maar hy plaas ons in 'n seisoen waar dit wat hy vir ons gegee het, bestuur, beskerm en volhoubaar geleef moet word. Want dis die uiteinde, dis die doel van ons roeping. Is nie dat die gelowige heeltyd in storms moet wees en in gevegte moet wees en oorloë moet wees nie. Maar is dat ons uiteindelik onsself sal anker as stabiele, afgeronde gelowiges in hierdie gebroke wêreld wat kan leef in oorvloed, leef as geseëndes van die Here, leef as mense wat waarlik hulle erfdeel ontdek het, midde van die omstandighede, midde van die goed wat verkeerd gaan, midde van die storms, midde van die verliese wat ons soms beleef. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, broers en susters, belangrik dat ons hierdie waarheid vasmaak vanmôre, is dat besef vanmôre, so werklik is wat die stryd is die Christelike lewe nie net 'n voortdurende oorlogstoestand nie. En baie mense is so oorlog ingestel. Die duiwel het my nou alweer. Die duiwel kry ook die skuld vir alles, die arme ding. Hy werk nie so hard nie, hy's nie so fliks nie. Die duiwel, dis altyd 'n geestelike stryd waarin baie ouens hulle self bevind. En met alle respek gesê, dis nie waar die Here wil hê ons moet leef nie. Dis nie waarom Jesus kom sterf het nie. Dis nie waarvoor die kruis van Jesus as baken van hoop staan nie. Die hoop is juis en die vertroue, die geloof is juis daaraan dat Jesus se volbragte werke oorwinning behaal het. Wat 'n werklikheid moet word in ons lewens in hierdie oënskynlike geestelike stryd waarin ons is. En ek wil vanmôre sê, luister, ja, daar is tye van stryd. Daar is mure wat deurgebreek moet word. Ja, God neem ons soms na dieper dimensies van groei, waar gehoorsaamheid en geestelike weerbaarheid in 'n betrokke seisoen of area van ons lewens noodsaaklik is. En as jy vanmôre daar is, net hierdie woord wat ek vanmôre vir jou wil sê, as jy
veg, as jy voel jy's in 'n oorlog, as jy voel die aanvegting wil nie ophou nie, dit kom maande, dit kom dalk jare, luister hier vanmôre, hoor hierdie woord vanmôre, this too shall pass. Geen geveg duur vir altyd voort nie. Maar daai geveg gaan nie pas net supernaturally nie. Baie mense bly in die stryd, omrede hulle verwag dat hulle in die stryd kan terugsit, passief wees, of dalk net aangaan soos wat hulle aangaan, sonder om enige veranderinge te maak, sonder om te luister wat die Here sê, sonder om gehoorsaam te raak, en gevolglik hou die stryd net nooit op nie, maar luister hier vanmôre, dis nie die hele storie nie, daar's 'n ander kant van die munt, hoor hier vanmôre, daar kom seisoene in ons lewens, waar God ons rus gee, daar kom seisoene waar die vyand oorwin is, daar kom seisoene waar ons die belofte behou, en daarin floreer, en dis die doel van God se werk in ons lewens, die uiteindelike plek waar hy ons wil bring, is 'n plek waar ons nie vasgevang is elke dag in hierdie oorlog nie, terwyl is waar die stryd in die geesteswêreld altyd bestaan, wil God hê dat ons sal groei, dat ons geanker en volwasse sal word, sodat ons in hierdie oënskynlike stryd waarin ons elke dag is, dat ons soos Paulus sê, dat ons meer as oorwinnaars kan wees. Dat ons die strategie van die duiwel sal leer ken. Paulus sê, ek is met sy planne, ek is met hulle nie onbekend nie. Ek weet presies waar die vyand aanval, ek ken my eie swakhede, ek weet elke keer hy kom deur daai skreefie, as ek daai deur oopmaak in my lewe, as ek daai mense weer toelaat in my leefwêreld, as ek daai televisieprogramme kyk, as ek dit doen in my lewe, ek weet presies, ek is met sy planne nie onbekend nie, ek ken die areas waar ek weerloos is in my lewe, en luister hier vanmôre, dis die sleutel tot deurbraak in ons lewens, dis die sleutel tot in besit neem vir ons lewens. Hoor wat sê die woord in Josua 11:23, so het Josua die hele land ingeneem, en die land het rus gehad van oorlog. Ek is amper klaar, hoor hier, oorlog was deel van die proses, maar rus was deel van God se bedoeling. Iemand het hierdie week sê vir my, Jeremia 29 vers 11, dit is so 'n mooi teks. Maar ons quoteer dit so maklik, hoor wat sê die profeet vir Israel, hulle is in die middel van ballingskap. Dit gaan met hulle rof, die Here het aan die profeet bekend gemaak, hulle gaan nie uit ballingskap uitkom nie. Hy sê so, julle beter daar waar julle nou is, moet julle maar blom waar julle geplant is. Hy sê, want vir tot 70 jaar gaan julle in ballingskap wees, so gaan hê kinders, gaan lê tuine aan, gaan bou damme, gaan werk, gaan arbeid, blom waar jy geplant is. Hy sê, maar onthou, hou vas, want hierdie seisoen sal weer verbygaan, maar aan die einde, hier is die doel, hier is die roeping vir God se kinders. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek kan gaan die hele koester. Spreek die Here. Gedagtes van vrede, shalom, rus. En nie van onheil nie. Omdat ek vir julle 'n hoopvolle toekoms beplan. Luister, die Here wil nie hê ons moet bly in die geveg nie. Die worstelstryd sal altyd daar wees, maar hy wil hê jy moet in oorwinning leef. Jesus Christus het gekom sodat jy lewe en lewe in oorwinning kan hê. Luister, lewe in oorwinning beteken nie jy gaan nooit stryd hê nie. Lewe in oorwinning beteken nie daar gaan baie keer dinge gebeur, gebrokenheid wat oor jou lewenspad kom, wat jy nie kan verklaar nie. Lewe in oorwinning beteken dat jy in daai omstandighede 'n vrede mag hê wat alle verstand te bowe gaan. Sê Here, dis haywire. Ek verstaan nie die storms, dis die een storm na die ander, en as ander ou na jou lewe kyk en sê hy, papi, jy moes iets verkeerd gedoen het. Kom ek sê vir jou wat, is nie die waarheid nie. Heiligheid word nie gemeet, en guns word nie gemeet aan die hoeveelheid of die afwesigheid van storms in 'n mens se lewe nie. Dan het Jesus liderlik geval.
dan het Paulus liderlik geval. Die seën van die Here word gemeet aan jou en my kapasiteit, wat nie ons kapasiteit is nie, wat God gee om midde van die storm te sê, ek weet nie hoe gaan ek uitkom nie. Ek weet nie hoe gaan ek die rekening betaal nie. Maar ek het 'n vrede in my, wat ek weet dat ek weet, God is in beheer. En al vat dit 2 maande, al vat dit 'n jaar, doesn't matter, no skin off my back. Ek weet dat ek weet, die Here is in beheer. En daarom, wil God hê met ons met blydskap leef. Hy wil nie met jou bekommer nie, want die blydskap in die Here is jou beskutting. En luister, as jy vandag verlies ly, sal die Here daai verlies vat, en hy sal dit omskep in 'n positief, want dis wie hy is en dis wat hy beloof het. En jy sit vandag dalk in 'n drukgang en jy sê, Here, ek weet nie hoe nie. Luister vanmôre, dis nie vir jou om uit te figure hoe nie. Dis God se werk. Ons werk is om oor te gee en hom te vertrou. Hy sal dit uitwerk op sy eie tyd en op sy eie wyse. Kind van God, ek is klaar. Hoor vanmôre. Josua leer ons iets baie belangriks aan die einde van hierdie kort reeks. Die oorlog eindig, maar die roeping hou aan. God vat sy volk nie net uit die stryd uit nie, maar hy leer hulle om die belofte te bestuur, te beskerm, daarin te leef. En daarom eindig Josua nie met 'n oorlog nie, maar ook nie met 'n wonderwerk nie. Josua eindig ook nie met 'n strategie nie, maar met 'n keuse. Josua kan nie namens die volk kies nie. Hoor vanmôre mooi, verlede oorwinnings kan nie die toekoms dra nie. Die beloftes is nie outomaties oorerflik nie. En so staan die volk dan gevestig in die land. En dan kom hierdie bekende woorde. En dis die woorde wat jy vanmôre moet hoor by die aanvang van hierdie nuwe jaar. Josua staan voor die volk. En hy sê, vriende, ek het my saak uitgemaak. Ek het my pad en my koers met die Here het ek geplot en bepaal. Ek het julle alles geleer. Ek het aan julle die wetboek van God voorgehou. Julle het God se werk en wonders in die woestyn gesien. Daar kan by julle geen twyfel wees nie. En dan kom hy met hierdie woorde en hy sê, maar nou het ek aan die einde van my lewe gekom. My roete, my pad gaan nou binnekort stop, maar julle sin gaan voort. En hy sê, kies dan vandag wie julle wil dien. Kies dan vandag. Gemeente, om te groei, noop elkeen van ons vanmôre om soos Josua te kies en vanmôre te sê, ek gaan hierdie jaar, ek gaan kies om die Here te dien. Ek kan nie die keuse vir jou maak nie. Jou pa en ma kan hom nie vir jou maak nie. Net omdat jou pa en ma die Here gedien het, maak jou nie outomaties 'n kandidaat vir daai transfer nie. Dit transfer nie outomaties na ons toe nie, hoor. Glad nie. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Jy moet vanmôre opstaan en sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Deur die storms, deur die mure, ek gaan die Here dien. Wil jy nie net bietjie jou oë sluit saam met my nie? Ouens, ek wil nie hierdie oproep vanmôre 'n emosioneel belaaide oproep maak nie. Inteendeel, die oproep van Josua 24 is 'n nugtere besluit wat ek en jy moet neem. Dis nie een groot pil nie. En ek neem vandag die besluit en ek sê wel tot hier toe en nie verder nie. Ek kies vandag om die Here te dien nie. En môre as ek opstaan, dan werk hierdie groot pil en alles uit outomaties nie. Nee. Dis elke dag 'n besluit wat jy moet neem om die wêreld te versaak, om die self te kruisig,
om die begeerlikhede van die wêreld te versaak, om heilig te leef, om te besluit ek gaan getrou wees. Ek wil die Here dien. Ek gaan hierdie goed uit my lewe uitsny, want my kinders sien dit. En ek wil nie hulle moet groot word met hierdie voorbeeld en later moet sukkel met 'n verwronge beeld van hoe dit moet werk nie. Ek en my huis gaan die Here dien. Dis 'n keuse wat net jy vanmôre kan maak. So vanoggend, terwyl die reeks klaarmaak en die jaar voor lê, wil ek vir elkeen van julle geleentheid gee vanmôre. Ek sê soos ek altyd sê, ek staan eerste. Ek het besluit, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Maak nie saak wat dit vra nie. My lewe behoort aan die Here. Wat vra jy vanmôre? Wat sê jy vanmôre? Wat is jou antwoord? Wat is jou response vanmôre op hierdie oproep? As jy vanmôre sê, Michael, en ek wil nie jy moet net staan vanmôre nie. Ek gaan jou nie kwaadlik neem as jy sit nie. Dis 'n gewigtige besluit om te neem. Maar as jy vanmôre daai tree wil gee en sê, Here, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek weet die pad wat voor lê is nie altyd maklik nie, maar ek gaan daai tree vanmôre saam met Joshua gee. Staan saam met my. Halleluja. Dankie, Here. Sluit jou oë net daar waar jy staan vir 'n oomblik saam met my asseblief. Ek wil hê jy moet vanmôre 'n bietjie met die Here begin praat. Hierdie is nie 'n vlak oproep nie. Hierdie is God se oproep na jou tot 'n lewe van oorgawe, van groei, van deurbreek deur die mure, breek deur vrees, breek deur die opinies van mense, familie en vriende wat naby aan jou is, wat nie jou groei sal verstaan nie, maar jy hoef dit ook nie aan hulle te verduidelik nie, dis tussen jou en die Here. Net daar wie staan vanmôre, in jou eie woorde. Kom ons maak hierdie saak uit vanmôre in ons harte. Hemelvader, hier voor U staan die volk, soos wat hulle voor die Efraat gestaan het en Joshua aan die einde kom. En vanmôre vra U ook, wat sal julle kies? En Here, vanmôre glo ek verteenwoordig my stem, die stem van hierdie gemeente. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Vader, die gebed van my hart is dat U vir elke huis sal help, sal krag gee, sal leiding gee, die deursettingsvermoë om die besluit wat vanmôre geneem is deur te voer. En Here, help ons dat ons mekaar in liefde accountable sal hou. Het jy 'n klipdraer? Jy het 'n klipdraer nodig in hierdie jaar as jy op die pad wil bly wat die Here vir jou gekies het. Vader, my hart trek na die manne toe vanmôre, want ons manne leef in 'n ongenaakbaar kompeterende wêreld, waar mense mekaar vernietig om bo te kom. Ek bid vanmôre vir hierdie boetas van my, maar ook vir die vrouens, wat aan hulle sye moet staan om te ondersteun en hulle hande omhoog te hou soos Aaron en Hur. Bid vir hulle, Here, gee hulle krag, dat hulle ware ondersteuners sal wees. Laat die manne die visie wat God gegee het vir die huis kan volbring. Gee hulle dienende harte vir die stryd. En Vader, ek weet U ken elke hart en lewe.
En daarom wil ek hierdie gemeente dan vanmôre net so in die hande gee. En ek bid vou hulle toe en help hulle. In Jesus se naam bid ek dit.